mense oopgaan, bring dit lig. Dit gee insig aan die wat nog onervare is. Geliefdes in die Here Jesus Christus, eeue gelede, lang voordat daar nog 'n Bybel bestaan het 'n klein en 'n onbelangrike volkie wat as die Hebreërs bekend gestaan het, lofliedere tot die eer van die God van Abraham en Isak en Jakob gesing. Hierdie mense het die Here God verheerlik, omdat hy is wat hy is. So geheel en al anders as al die afgode van die ander volkere van daardie tyd. Hulle het hom gedien en hulle het hom geëer, omdat hy die bron van hulle bestaan, maar omdat hy ook terselfdertyd die waarborg vir hulle voortbestaan was. Hulle het sy naam besing, omdat hy hulle versorg het en bewaar het, en omdat hy elke dag in hulle behoeftes voorsien het. En alhoewel hierdie mense hulle God nie kon sien, ook nie aan hom kon raak nie, omdat hulle nie toegelaat was om 'n beeld van hom te maak nie, kon hulle hom tog in sy dade van liefde en versorging herken. Hierdie mense kon God se goedheid proe in die kos op hulle tafels. Hulle kon sy voorsienende genade in hulle hande voel as hulle die vrug op hulle arbeid geniet het. Hulle kon sy stem hoor wanneer hulle die boodskap van sy omgee vir hulle in die verkondiging van sy naam gehoor het. En van al hierdie dinge het hulle in hulle liedere melding gemaak. Hulle het van al hierdie dinge gesing, soos wat ons vandag ook nog tot die eer van God liedere sing. Geliefdes, hierdie mense uit die gryse verlede se liedere van lof en verheerliking, hierdie mense se liedere van dank en aanbidding, ken ons vandag as die psalms. En die psalms was die begin van 'n kosbare biblioteek van boeke. Die begin van die Bybel, soos wat ons dit vandag ken. Na die psalms het daar ook ander boeke ontstaan. 'n Boek wat die ontstaan van hierdie wêreld waarin ons lewe, en ook van die mense wat daarop woon, as 'n stuk belydenis verwoord. Boeke wat die geskiedenis van die volk in herinnering roep. Boeke van onderrig, boeke met wyshede, en dan natuurlik die talle profeteboeke waarvan ons bewus is, wat daar aan die mense toe hulle ballingskap verkeer het, troos moes bied. En so het die Ou Testament dan oor baie jare ontstaan. En het dit 'n baie prominente en belangrike plek ingeneem in die lewe van ou Israel. En hierdie selfde versameling van geskrifte wat ons vandag as die Ou Testament ken, was vir die mense in die tyd van Jesus hulle Bybel gewees. Ons weet dat die Here Jesus die mense self uit hierdie geskrifte geleer het. Ons weet dat hy die skrifgeleerdes selfs daaruit tereggewys het.
Ons weet dat hy die slimmers van sy tyd met aanhalings uit hierdie geskrifte selfs op hulle neus gelaat kyk het. Dink maar vir 'n oomblik aan daardie man wat Jesus met 'n strikvraag wou vang toe hy vir hom gevra het, Meester, sê 'n bietjie vir ons, wat is die grootste gebod in die wet? Dan wys Jesus hom gewoon op die liefdesgebod. Dit wat ons vanoggend ook in die erediens weer gehoor het. En dit was niks anders as 'n samevatting van die wet, soos dit in Exodus 20 en in Deuteronomium 5 vir ons opgeteken staan nie. En dan na die Here Jesus se dood, word hierdie waarhede wat hy so met verloop van tyd vir die mense geleer het, deur sy disippels, sy direkte volgelinge in die wêreld ingedra. Maar dan kom daar 'n tweede geslag volgelinge van Jesus. Hierdie mense het alles wat mondelings oorgelewer is, op skrif gaan stel. Dit wat sedert Jesus se geboorte en in Jesus se tyd gebeur het hulle gaan neerskryf. En so het die evangelies dan ontstaan. Hoor net vir 'n oomblik hoe die skrywer van die evangelie van Lukas begin met sy evangelie. Hy skryf, hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van hierdie dinge wat onder ons gebeur het. Hy verwys nou na dit wat in Jesus se tyd gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. En dan sê hy, daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig en in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is heeltemal betroubaar is. Nog later na die evangelies kom die talle briewe van die apostel Paulus en ook van ander by. En dan, broers en susters, teen ongeveer 300 jaar na Christus, was daar soveel geskrifte in omloop, dat die kerk van destyds 'n besluit moes neem, watter van hierdie geskrifte voortaan as amptelike geskrifte in die kerk sou dien. Dit het die kerk bidend gedoen, en so het die Nuwe Testament dan tot stand gekom. En het dit saam met die geskrifte van die Ou Testament, wat reeds hulle plek in die lewe van die mense gehad het dit die boek van die kerk geword. Die Bybel, die geloofsboek. En is dit as die woord van God deur die kerk van Jesus Christus erken, maar meer as dit, moet aanvaar en veral bely. En sedertdien is hierdie biblioteek van boeke die norm vir Christen gelowiges se lewens. Die handboek van die kerk, die rigsnoer vir elke gelowige se lewe. Aanvanklik weet ons was die Ou Testament in Hebreëus geskryf, enkele dele daarvan ook in Aramees, met 'n vertaling later in Grieks. En ons weet dat die Nuwe Testament aanvanklik in Grieks geskryf is. Later volg daar dan die bekende vertaling in Latyn wat bekend staan as die Vulgaat. En dan na die kerkhervorming volg daar talle vertalings in baie van Europa se inheemse tale,
Tale soos Nederlands, Duits, Engels, ja, en nog baie ander. En dan amper nog 500 jaar later, in 1933, word die Bybel vir die eerste keer in Afrikaans vertaal. Ja, vir amper 78 jaar al, het u en ek die boek van alle boeke in ons eie taal beskikbaar. Die taal wat ons verstaan, die taal wat ons liefhet. Ja, die boodskap van hoop, die boodskap van innerlike vrede, die boodskap van God se liefde en God se vergifnis vir sondaars, soos wat u en ek dit is in ons eie taal vir ons beskikbaar. Gemeente, daar is vandag baie boeke in die wêreld. Daar is baie biblioteke van boeke in baie lande en in baie tale. Maar sê nou maar, u moes vandag net een boek kies vir die res van u lewe. Watter een sou u kies? Sonder om daarvoor moeg te word. Sonder om ooit verveeld te raak. Ja, daar is vandag maar net een boek, of eintlik in een biblioteek van boeke, wat regtig genoeg oor die lewe te sê het. En dit is die Bybel, met sy 66 boeke, die boek van alle boeke. Hoekom? Want die Bybel gee, soos wat Psalm 119 dit sê, lig op die pad. Lig op die pad in 'n donker wêreld. Die Bybel gee insig en begrip aan die onervarenes in die lewe. Die Bybel gee raad aan elkeen vir die pad wat die Here vir hom of vir haar in gedagte het. En daarom skryf die apostel Paulus die baie bekende woorde aan sy medewerker en vriend Timoteus, wat nog op daardie stadium net die Ou Testament as sy Bybel gehad het. Paulus sê vir hom, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel en om 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Maar waarom gaan dit veral in die Bybel? Die Bybel kom vertel vir ons van dit wat Jesus Christus kom sê en kom doen het. Die skrywer van Handelinge sê, my eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Ja, die Bybel stel ons voor aan Jesus die Christus. En deur die werking van die Heilige Gees word Jesus Christus vir ons 'n werklikheid. Dis die wonder
van die geloof. En dan gebeur daar iets in ons lewe, wanneer Christus vir ons meer word as maar net 'n historiese figuur uit die verlede. Dan sien ons onsself raak. Nie soos wat ons graag wil hê, ander mense ons moet raak sien, maar soos wat ons werklik is. Maar terselfdertyd verneem ons in die Bybel ook, hoe dat God ons raak sien, deur die oë van Jesus Christus. En wanneer ons dan die Bybel lees, broers en susters, word die verhale van Moses en Dawid en Elia en Jona baie meer as blote vertellings. Hierdie verhale word dan vir ons inderdaad getuienisse van hoe God in mense en in volkere se lewens besig is. En dan besef ons, maar dis nie net waar vir mense van die verlede nie. Dit is ook waar vir ons. En dan kry die Bybel ewige waarde in ons lewe. Want die geheimenisse van die lewe word vir ons in hierdie boek aangespreek en ontrafel. Ja, dan gebeur die uiteindelike wonder, naamlik dat ons ontdek wat die doel van ons lewe is, wat die sin van beproewing en lyding is, hoekom ons leef en hoekom ons sterf, en hoekom daar onder alle omstandighede van ons lewe, maak nie saak in watter situasie ons onsself bevind nie, altyd hoop en vreugde en blydskap kan wees. Want die Bybel gee vir ons die antwoord op die vraag, hoe kry ek vrede met God? Dit wys ons hoe lewensangs kan verander in lewensvreugde. Dit wys ons hoe sterwensangs berusting kan word. Soos Psalm 23 dit so pragtig uitdruk, al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Of soos die ou vertaling dit sê, al gaan ek ook in die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Geliefdes, sien U die plek van die Bybel in 'n mens se lewe? Om hierdie rede kan die Bybel nooit maar net 'n plek in die boekrak of op die bedkassie of iewers in 'n tas inneem nie. En die Bybel, die woord van God, is geregtig op 'n plek waar dit regtig saak maak. In 'n mens se hart en in 'n mens se lewe. Want waar die woord kom, daar kom lig. En waar lig kom, daar wyk die duisternis en die twyfel. Ja, daar wyk selfs die angs vir die dood. Ek sluit af met 'n vraag aan elkeen van ons. Gaan u en ek hierdie groot waarheid? Kan u en ek hierdie groot waarheid? Mag u en ek hierdie groot waarheid net vir onsself hou? Nee, dis te groot. Dis te kosbaar om dit net vir onsself selfsugtig toe te eien. Die woord van God
Die woord van die lewe moet gesaai word. Die woord moet by wyse van spreuke vlerke kry. Ja, die woord moet uitgedeel word, sodat die wat in die duisternis lewe, ook die lig kan sien. En in hulle lewe van elke dag, die genade van God, en die liefde van Christus, en die vrede van die Heilige Gees kan belewe. My broer en suster, kom u en ek, gaan saai hierdie woord. Mag die Here ons gade ryklik seën.